So julle, hierdie week was rarig 'n emosionele week gewees. Dit was rarig 'n week gewees wat ek hierdie ups and downs beleef het en waar ek rarig net tyd spandeer het met die Here en rarig net deur Matteus, Markus, Lukas en Johannes en net deur die Gospels gegaan het en net probeer die Here se hart kom kry het agter wat hy beleef het in hierdie laaste dae en dit het rarig net 'n stir in my 'n ding in my kom wakker maak oor hoe dit eintlik moes gewees het. Partykeer lees ons die Bybel, maar ons leef onsself nie in die Bybel in nie. Ons lees net die woorde en ons probeer sin maak van die goeters, maar partykeer moet ons net kyk agter die emosie wat geskryf is in die woord. En ja, ek het rarig net hierdie week gevat en net bietjie ingedelf. Ek wil gevra, wie was hierso Vrydag met die kruispad gewees? Sure, okay. As julle nie die kruispad al geloop het nie, hy is nog op. Julle kan hom nog gaan loop, hy's in die kuiertent en dit beeld net uit wat gebeur het in hierdie laaste paar dae van God wat op aarde was. So ek wil afskop, ek het die opstanding, vandag is opstanding Sondag. So dit is 'n dag wat die Here eintlik 'n wonderwerk kom doen het en dit sê death is overcome. En dit was wat die Here in my hart gesit het in hierdie week. Dat die dood oorwin was. So ek wil julle gou vra, ek wil julle moet gou gaan dink vir my, dink gou aan iets. En hier is 'n baie regheid vraag, is eintlik 'n baie regheid manier om 'n preek te begin, maar ek wil jou gaan vra dat jy gaan dink waar jy al met 'n keuse gekonfronteer was, waar jy 'n reg of verkeerd keuse moes gemaak het en jy die verkeerde keuse gemaak het. En ek praat nou spesifiek van waar jy geweet het hierdie keuse is verkeerd, maar jy het hom nog steeds gemaak. So ek wil jou net so 'n klein rukkie gee dat jy net gou dink aan hierdie oomblik in jou lewe waar jy voor iets gestaan het en jy het geweet hier is reg en hier is verkeerd. En ek weet as ek verkeerd kies, gaan ek iets kry wat vir my baat, maar ek weet dit is nie reg om daai keuse te maak nie. So ek wil hê jy moet gaan net maak gou daai keuse net in jou kop vas, want ons gaan hom klein bietjie later gebruik. Okay. So met daai keuse wil ek julle vat na Vrydag toe. So Vrydag kom Jesus en hy word gevangenis geneem. En hy word voor die skrifgeleerdes gebring en hulle vat hom na Pontius Pilatus toe en hulle sê vir Pontius Pilatus, hulle wil hierdie man laat doodmaak want hulle kan dit nie op die Sabbat doen nie, so hy moet dit doen. En Pontius Pilatus gaan en hy ondersoek Jesus Christus op daai stadium en hy vind niks fout nie. Hy kry nie iets wat hy kan kry om aan hierdie ou te stiek om hom dood te maak nie. En hy gaan terug en hy sê, hoor, ek kan hierdie ou nie doodmaak nie. En hulle sê, en hy traai 'n manier kry hoe hy Jesus kan laat afkom. En hy gaan en hy gaan basies en hy vat so maak. Hy vat 'n man met die naam van Barabbas en hy sê dat volgens tradisie kan ek een gevangenes vrylaat. En ek gee julle die keuse, kies julle Barabbas of kies julle Jesus wat niks gedoen het nie en wie wil julle vrylaat? En die mense kies Barabbas en hulle laat Jesus nog steeds in die tronk bly en Barabbas gaan vry. En Pontius Pilatus gaan terug en hy kry niks fout in Jesus nie. Hy voel Jesus se hart, hy weet wat Jesus is en hy gaan weer terug en hy dink aan 'n ander manier hoe hy hom nie gaan doodmaak nie en hy laat hom 39 keer slaan. Hulle sê dat as jy 39 keer, as hulle jou 40 keer slaan, kan jy dood, as jy dood. So hy laat hom letterlik 39 keer stikkend geslaan word en hy bring hulle weer voor en hy sê ek glo dat nadat hierdie man geslaan is, sal hy verander. So ons hoef hom nie dood te maak nie en hulle skree nog steeds kruisig hom. En Pontius Pilatus gaan en hy gee in en hy sê mag die bloed op julle hande val. En Jesus gaan en hy dra sy kruis na Golgotha toe waar hulle hom kruisig. En Jesus is dood. En die Vrydag voel vir my baie soos trauma. Ek weet nie hoekom nie, maar terwyl ek voorberei het ek bedink aan die Vrydag, die Saterdag en die Sondag. En die Vrydag voel vir my verskriklik baie soos trauma.
Want Maria die ma en Maria die vriendin en Johannes staan by daai kruis en hulle sien hoe haar kind doodgemaak word. En dit voel net vir my of daar 'n stuk trauma is wat in hierdie mense losgemaak word. En toe alles klaar is, hang Jesus aan daai kruis en die laaste ding wat hy sê is, dit is volbring. En hy gaan dood op daai kruis. En hulle moes gesien het hoe hulle hom van daai lewelose liggaam van daai kruis afgehaal het. En daar gaan 'n man, Josef, en hierdie ou is 'n skrifgeleerde, hy was nie een van die disippels nie, hy gaan na Pontius Pilatus toe en hy sê vir Pontius Pilatus dat ek wil asseblief die liggaam van Jesus hê, want ons wil hom gaan begrawe. En Pontius Pilatus gee vir Josef daai liggaam en hy sê vir hom is reg, julle kan hom begrawe. En hulle sit hom in 'n graf en hulle rol 'n groot klip voor die graf. Onthou die klip. Sê vir die ou gou langs jou, onthou die klip. En Vrydag is verby. En Saterdag kom, en gister was vir my Saterdag. Gister het ons lekker by 'n dam gesit en op 'n stadium sit ek net en ek kyk na die water en ek beleef net wat die Here besig was om te doen op Saterdag. Want ek het net so gevoel dat daar 'n doodse stilte was. En ek kan net dink wat in die harte van die disippels aangegaan het, want op daai stadium weet hulle dat Jesus Christus lê iewers in 'n graf dood. En hierdie was die man, hierdie was die koning wat gesê het, wat die hele profesie oor was, wat gesê het gaan kom en hy gaan alles kom verander. Hy gaan die owerhede kom oorheers en hy gaan ons vrymaak van al die owerhede wat oor ons is. En hierdie disippels sit met die realiteit van ons koning is dood. En ek voel net hierdie tyd waar dit net soos 'n kalmte was, maar waar hulle nie geweet het waantoe nie. Hulle het nie geweet wat is volgende, hulle het geweet waantoe moet hulle gaan nie, gaan hulle huis toe in 'n tyd wat almal op die afwagting van die Sabbat was. Almal was in hierdie vreugde en almal was in hierdie opjuig en hierdie jubel oor Sabbat wat op pad is. En ek kan net weet hoe voel Maria se ma wat weet Jesus lê in die graf. Maar sien ook dat die dood vir ons 'n verlies is. Maar die dood is nie 'n verlies vir God nie. Want in 1 Petrus 3:19 gaan Jesus, terwyl hy in die graf lê, en hy gaan versprei die goeie nuus, die oorwinningsnuus vir die mense in die tronk. Nou wat dit eintlik beteken is hy's doderyk toe en hy het die goeie nuus gaan verkondig in hierdie tyd wat ons hierdie kalmte en stilte ervaar het, gaan Jesus en hy gaan preek binne in die doderyk en hy gaan verkondig die goeie nuus van hy het oorwin. En sien, Jesus het gekom en hy het die disippels eintlik voorkom berei. Hy het eintlik die disippels voorkom berei in Matteus 16:21 kom en hy praat met hulle oor en hy sê vir hulle dat hy oorgelewer gaan word en dat hulle hom gaan vat en hulle gaan hom martel en hulle gaan hom doodmaak. Maar tog kom Maria nog steeds op die Saterdag en sy gaan kry olie om Jesus se liggaam te gaan voorberei vir die graf. So met die wete dat hy sê hy gaan die dood oorwin, gaan sy nog steeds en sy gaan maak nog steeds die olie reg om hom te gaan begrawe. En dit is die einde van Saterdag. En toe kom Sondag. Nou vir my is Sondag is vir my 'n miracle Sondag. So ons het eers gepraat oor die trauma Vrydag en die besef Saterdag. En nou gaan ons praat oor die wonderwerk Sondag. Maar vir ons om te besef wat die wonderwerk Sondag behels, moet ons eers weet hoekom dit gebeur het. En vir ons om te weet hoekom dit gebeur het, moet ons 4000 jaar voor Christus toe gaan.
En 4000 jaar voor Christus maak God 'n tuin. En hy maak die voëls, en hy maak die gras, en hy maak die son, en hy maak die sterre, en hy maak alles. En hy kom en hy sit 'n man neer, en hy noem hom Adam. En hy sê, dit is goed. En hierso is waar ek dink, die storie 'n draai gevang het. Want toe kom hy en hy maak vir Eva. Is net 'n grappie. Hy kom maak toe vir Eva. En dit is nou nie, dit is glad nie die storie. Hy het vir Eva gemaak, julle okay? Ons los dit net daar, hy het vir Eva gemaak. Maar in elk geval, en God kom en hy het alles geskep, maar hy kom doen iets, wat ek het raak lees, is dit vir my openbaring wat my brein breek. En hy kom en hy sit iets neer in die middel van die tuin. En wie hierso weet, wat het hy in die middel van die tuin neergesit? Wat? Die boom van goed en kwaad. En vir een of ander rede is dit al wat ek al in my lewe geleer het oor die tuin van Eden, en elke keer wat ek die storie gelees het, het ek vasgehaak by die feit dat hy 'n boom van goed en kwaad in die middel van die tuin neergesit het. En vir die laaste ruk kom ek agter, maar luister hier, daar's eintlik 2 bome in die middel van daai tuin. En ek het dit nooit agtergekom nie. Want ek het altyd gedink aan die sonde, en ek het nooit gedink aan die lewe nie. En God kom en hy sit 2 bome neer, hy sit die boom van goed en kwaad neer, en hy sit ook die boom van die lewe neer. En al 2 hierdie bome funksioneer saam in die tuin. En dan kom 'n stuk waar die slang kom en hy kom praat met met Eva. En hy sê vir Eva, hy kom met so 'n halwe waarheid, en hy sê vir Eva, Eva, maar het die Here regtig gesê, jy mag van niks van die bome in die tuin eet nie? Klink nog op partykeer soos my vrou, jy het gesê, ek mag nie al die geld gebruik nie, maar ek het bietjie van die geld gebruik. En hy kom en hy sê vir Eva, maar mag jy regtig van niks van die bome in die tuin eet nie? En Eva sê, nee man, jou silly, ek kan van al die bome in die tuin eet. Ek mag net nie van die boom van die kennis van goed en kwaad eet nie. Mag nie aan dit raak nie, want dan sal ek sterf. En hy kom weer met so 'n halwe draai antwoord, en hy sê vir, ek sê vir jou dat jy nie sal sterf nie, maar dat jy in dieselfde rang, jy sal dieselfde wete hê wat die Here het, jy sal op dieselfde vlak wees, en dieselfde kennis hê wat God het, wanneer jy van die boom eet. En Eva, en dit is waar die vrouens, en hier is 'n ding van 'n vrou. 'n Vrou is verskriklik nosy. En 'n vrou wil altyd alles weet. Nou hoor sy, jy sal alles weet. En ek vat nou my vrou vir 'n voorbeeld. As ek vir haar geskenk koop, nê. Kersfees, verjaarsdag, whatever geskenk. En ek koop vir haar geskenk en ek steek daai ding weg, nê. Sal sy met my aanhou totdat sy weet wat die geskenk is voor sy mag oopmaak. En dit is wat Eva hier geraad het. Eva het gesê, hoor jy, ek moet weet wat hierdie kennis is. En sy eet van die vrug en iets kom breek binne in Eva. En Eva gaan, en sy gaan na Adam toe, en sy sê vir Adam, kyk, hierdie vrug, yes, hy is so mooi, hy lyk so lekker, proe hy so, en hy proe, en iets breek in Adam. En sien die Here, so goed soos wat hy is, kom hy, en hy het klaar geweet, hulle het gesondag, maar hy kom wandel in die tuin, en hy vra Adam en Eva, waar is julle? Asof hy nie geweet het nie. Maar soos 'n pa wat klaar geweet het, jou kind was stout, dan vra hy van, waar is jy? Kom kyk gou hierso. En sien, hy het geweet dat hulle gesondag het, en hy gebruik 'n skrif. Hy gebruik Genesis 3:22,
om te sê, hy praat met iemand hierso, en my oortuiging is dat dit Jesus is, hy praat met hy en sê, hulle het geword soos ons, dat hulle geweet het van die kennis van die goed en kwaad, ons moet hulle uit die tuin uit kry, voordat hulle van die lewe eet, boom van die lewe eet, en vir ewig lewe. En sien op daai oomblik, altyd toe ek hierdie skrif lees, toe dink ek, Jessie, wat 'n genadelose God, hy sit die boom daar, hulle eet van die boom, en nou dryf hulle uit die tuin uit. Maar sien, God kom en hy sê, ek het jou so lief. Want sien, toe jy van die boom van die kennis geëet het, het iets in jou gebreek. En nou wil ek jou verhou, ek wil jou weerhou van die feit dat as jy nou iets eet van die lewe, word jou gebrokenheid permanent. En hulle word uitgedryf, maar sien, die Here los dit nie net daar nie. Hy het klaar 'n man in plek gesit, wat 4000 jaar later op 'n kruis sou sterf. Want sien, al het Adam en Eva in daai tuin gebly, en al het die Here nie die bome in die tuin gesit nie, wat het hy gehad? Hy het 2 mense gehad in 'n tuin sonder 'n keuse. Maar sien jy, toe ons hierdie preek begin het, toe vra ek jou, jy staan voor 'n antwoord, jy staan voor 'n reg en 'n verkeerd antwoord, want sien, Jesus gee jou die vrye wil om te kies. Net soos wat hy vir Adam en Eva die vrye wil gegee het in daai tuin, om te sê, hier is die boom van die lewe, hier is die boom van die kennis van goed en kwaad, moenie van die boom eet nie. En hy sit daai vraag in die tuin, om te sê, hierso is dit, wat gaan jy kies? Laat dit julle nie dink aan, daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, ek gee vir jou die keuse van goed en kwaad, maar kies lewe nie. En hy sê, kies eerder lewe. En nou wil ek jou vra, jy het daai keuse gehad. In die begin toe ek vir jou gevra het, dink aan hierdie scenario waar jy verkeerd gekies het, jy het verkeerd gekies. En baie kere sal ek myself afvra, hoe ek sou nie soos Eva die fout gemaak het nie. Maar jy het jouself aan die begin van hierdie preek bewys, dat jy die fout sou gemaak het. Maak nie saak wat nie, as jy die keuse geoffer was, het jy een of ander tyd ingegee en die verkeerde keuse gemaak. Maar sien, God kom, en hy sit vir Jesus, en hy sit hom deur marteling, en hy sit hom deur 'n kruisiging, en die bloed kom herstel die sonde. So Adam en Eva het gesondig, en dit het tot die dood gelei. En Jesus Christus se bloed op die kruis kom herstel die sonde. Maar baie kere haak ons vas by net die kruis. Ons kom sit by die kruis en ons sê, Jessie, Jesus het vir my sonde gesterf, en nou is ek sondevry, en alles wat ek gedoen het, al my sonde sit ek op die kruis, hy vergewe my, en ek is vergewe. En daar haak ons vas. Ons haak vas letterlik by net my sonde is vergewe. Maar sien, ons vergeet partykeer van Sondag. Ek kyk na hoeveel mense op Vrydag hierso was. En julle hier was ongelooflik baie mense. Hulle het in toue buite gestaan om in te kom, omdat Vrydag die kruisigingdag was. Is die kruisigingdag nie supposed om dieselfde gewig te dra as die opstandingsdag nie? Want sien, die ding is, Jesus het gekom en hy het opgestaan, en toe hy opgestaan het, het hy oorwin oor die dood wat Eva aan die begin ingestel het. Hy het kom oorwin oor die dood wat Eva en almal na dit kom instel het. Want almal wat gesondig het gesondig en tot die dood gelei, en alle sonde lei tot die dood. En God kom en hy herstel dit. So ek wil vanaand eintlik wat hierdie is, hierdie opstanding, hierdie oorwinning van sonde, wil ek aan jou vra dat daai sonde wat jy gedink het aan die begin van hierdie preek, aan die begin toe ek gevra het, dink vir my aan 'n spesifieke sonde wat jy verkeerd gekies het, en daai sonde het tot iets gelei wat verkeerd was.
vanaand met hierdie preek, vanaand met hierdie opstandingsrevelation, wil ek hê, dat jy een keuse moet maak. En as jy die een keuse maak, sal dit vir die res van jou lewe elke sonde kanselleer wat jy vorentoe maak. Dit sal die dood kanselleer oor jou lewe. En al wat dit is dat Jesus staan uit die dood uit op. Maria hardloop na die graf toe en op pad na die graf toe sê Maria vir haarself, ek wonder wie ons gaan kry om die klip vir ons weg te rol. En toe hulle daar kom, toe is die klip klaar weggerol. En vir een of ander rede, toe ek hierdie lees, toe simboliseer dit iets vir my van, Jesus het klaar die werk kom doen. Want hulle het geworry oor wie die klip weg gaan rol, maar Jesus het klaar die klip kom wegrol, so die werk is klaar gedoen. En hulle gaan binne in die graf in, en hulle kom binne in, en hulle sien, die lappe lê daar, en hulle sien 2 engele wat daar sit, en die engele sê vir hulle, hoekom soek julle die lewendige, hoekom soek julle die lewendige tussen die dooie? En Maria hardloop terug na die 12 toe om vir hulle te kon vertel wat het gebeur, dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. En hulle kom by die 12 en hulle vertel die 12 en die 12 glo hulle nie. Nadat hulle Matteus geluister het, of Matteus gehoor het, of Jesus gehoor het, nie eens Matteus nie, hulle het nie daai tyd Matteus gehad nie. Nadat hulle Jesus gehoor het, wat hulle gesê het, ek gaan doodgaan, maar ek gaan opstaan, glo hulle nog steeds nie, dat hy gaan opstaan nie. En Petrus gaan en hy gaan ook na die graf toe en hy gaan ook kyk wat daar aangaan en hy gaan ook terug na die 12 toe en na die mense toe en hy vertel hulle ook dat hy het opgestaan en hulle glo hom nie. En sien Jesus kom op 'n stadium waar hulle besig is in 'n kamer om te eet, almal saam, kom hy ingestap. Maar dit sê nie hy het ingestap nie, maar hy was daar in 'n oomblik. En die eerste ding wat hy vir hulle sê, hoekom is julle so ongelowig? Nie alle hoe gaan dit of enigiets soos dit nie. Die eerste ding waar hy mee begin is, hoekom is julle so ongelowig? En die tweede ding wat hy vir hulle sê is, gaan uit en gaan verkondig die woord. Gaan verkondig die goeie nuus dat ek opgestaan het. Nou ek wil vir jou vra vanaand dat, as daar 'n klip in jou lewe is, as daar 'n keuse is wat jy gemaak het, wat jy weet was verkeerd, wat jy weet dat dit 'n invloed op jou lewe gehad het. Die Here vra vanaand vir jou, met die besef wat jy nou het, met die wete dat jy weet, dat hy opgestaan het, dat hy vir jou sondes gedeel het, dat hy opgestaan het en die lewe herstel het, wil hy nog steeds vir jou vra, as jy nie met daai ding gedeel het en jouself vergewe het nie, wil jy vra, hoekom is jy so ongelowig? Want hy sê vir jou, ek het met dit gedeel. Ek het vir dit op die kruis gesterf, ek het vir dit opgestaan. So ek wil vanaand, ek gaan nie vra dat iemand vorentoe kom nie, ek dink nie, vanaand was, julle weet gewoonlik, my preke is maar heilpreke. Maar vanaand was 'n preek rarig vir my om iets te kom regstel. Om iets in iemand te kom wakker maak, om te sê, luister hierso, die klip is weggerol. En dat jy is vergewe, en dat jy is goed genoeg. En dat Jesus dit kom doen het. En al is jy hardkoppig, is oké. So ek wil nie vanaand iemand vorentoe roep om hier voor te kom staan en nou te kom sê, hoor jy, ek het nog nie iets gedoen nie. Ek wil nie iemand vorentoe roep om hier te kom ontvang nie. Maar ek wil dit oor julle almal bid. Ek wil oor julle almal bid dat in die volgende dag, nog voor hierdie 12 uur slaan en hierdie naweek, hierdie so special naweek verby is, dat jy net tot die besef sal kom, dat wat hierdie naweek eintlik voorstaan. Wat hierdie naweek eintlik kom doen het. So ek wil julle vra, maak gou julle oë toe almal. Vader, ons kom dankie vir hierdie naweek, Vader, hierdie goedheid, hierdie geskenk wat ons kom ontvang het, Vader, van
'n Vrydag, Vader, waar ons net gesien het hoe U lewe kom neer lê het, Vader. En dat U in 'n oomblik, Vader, vir 'n legioen engele kon gesê het, ek wil hierdie nie doen nie, en hulle sou in U naam opgetree het. Maar dat deur alles wat met U gebeur het, Vader, alles wat U deurgegaan het, Vader, dat U nie teruggehou het, Vader, omdat U geweet het wat die einde is, Vader. Dat U geweet het wat op daai kruis gaan gebeur, Vader, dat daai bloed wat gaan vloei, Vader, vir mense se sondes gaan wees, Vader. En dat U dit in plan gehad het, Vader, dat van Adam en Eva, Vader, dat vir 4000 jaar tot U gekom het, dat U die dood sou kom oorwin het. En dat dit 'n vrye keuse was, Vader, wat U kom doen het. Vader, ek vra dat waar almal hier uitgaan vanaand, dat hulle besef sal kry, dat U regtig sal iets kom losmaak in hulle gedagtes van wat U kom doen het en wat hierdie naweek voor staan. Dat hulle sal kom besef dat alles wat gedoen het uit liefde uit was. En dat elke ding wat ons doen 'n keuse is. Dat die Here ons altyd 'n keuse gee en 'n sonde begin altyd met 'n keuse. Maar dat die prys wat betaal is, nie net vir al die sonde wat ons al gedoen het betaal nie, maar vir alles wat ons nog gaan doen, ook betaal. En dat U ons onvoorwaardelik liefhet. Vader, ek dank U. Ek dank U vir U goedheid. Ek dank U vir U guns. Ek dank U vir U liefde. En ek dank U vir die naweek. Mag die naweek net 'n besef wees in mense se harte wanneer hulle terugkyk na die kruis. Dat hulle nie net by die kruis sal vashak nie, maar dat hulle nou ook sal kyk na die klip wat weggerol is. Dat hulle sal weet dat U opgestaan het en dat die dood oorwin is. Vader, ons dank U vir U liefde en U goedheid en U guns. In Jesus Christus naam. Amen en amen.